Goeiedag almal, dis lekker om weer 'n bietjie met julle te kan mag tyd spandeer. Ek gaan vandag 'n bietjie 'n boodskap hier met julle deel rondom die tema 'n strewe na God se hart. En in Engels sê dit vir my so mooi, a pursuing of God's heart, dis 'n najaag, is 'n strewe, dis 'n honger vir God en vir meer van God. En ek wil begin dit te sê in hierdie lockdown tydperk is dit dis my 'n lekker tyd, want dit gee vir my meer tyd om te kan dink. Want gewoonlik as jy so alles jaag, dan kom jy nie altyd by dink uit nie, maar in hierdie stiller tydperk kry mens kans om te dink. En ek dink vreeslik terug aan die verlede. En ek dink aan die tye toe ek tot bekering gekom het en hoe die tye was het. Veral daar in die begin van my verhouding met die Here, was dit vir my so lekker tyd. Dit was so, jy was so half amper verlief op die Here en dinge was so lekker geweest. Jy kon nie ophou en nie genoeg kry van die Here nie. En jy was so amper half net siek verlief, soos wat hulle sê, op die Here. En dis ook 'n tyd in my lewe wat ek agtergekom het, ek het eksponensieel gegroei geestelik, omdat ek so in die Here ingeklim het en gedelf het in die Here se hart in en gelees het en opgelees het en tyd met die Here spandeer het, en as daar 'n kerkaktiwiteit was ek daar en dit het my regtig gemaak om eksponensieel te kon groei. Toe dink ek 'n bietjie in die Bybel, as daar nou een persoon in die Bybel is wat 'n strewe na God se hart gehad het, was dit natuurlik Dawid. En ons lees in die woord in Handelinge hoe God self oor Dawid voel. Ons lees in Handelinge 13 vers 22. Nadat God hom, wat nou Saulus is, verwyder het hy vir Dawid vir hulle as koning voorsien. Van hom het God getuig, so God self getuig oor Dawid. En hy sê die volgende: ek het Dawid, die seun van Isaai, gekry. Hy is 'n man na my hart en hy sal doen wat ek wil hê. En dis so, Dawid is, as jy net gaan kyk na al sy psalms wat hy geskryf het, hy was absoluut 'n man wat 'n honger en 'n passie vir die Here gehad het. Hy was regtig nou op 'n plek waar mens amper kan sê, hy was siek verlief op die Here. Hy wou gehad het wat die Here wou gehad het. Hy het nagestreef, hy was 'n honger vir die Here. As jy net luister na party van die psalms, hoe smeek hy na God se hart, hoe pursue hy die Here se hart. En dit is regtig asof hy bietjie siek verlief was. Nou, ek dink meeste van ons weet hoe dit is om verlief te wees. Ek dink ons almal kan onthou daar in ons tienerjare wat ons eerste keer verlief geraak het. Dis daai oomblikke van heimwee wat jy nie kan ophou dink aan daai persoon nie. Dis daai oomblikke van ekstra moeite wat jy sal doen om 'n liefdesbriefie in die handboek van daai persoon te los. Dis daai skelm kyke agter die juffrou se rug om daai persoon se aandag te kry. Dis daai dagdromery, dis daai butterflies op die maag. Dis asof jy deur die dag sweef, jy weet nie hoe kom jy deur die dag nie, want jy loop beslis nie, jy sweef so half deur die dag. Dis van die lekkerste tye in 'n ou se lewe, is daai tye wat mens so verlief is op iemand. En net so is dit in ons verhouding met die Here. Ons is in die begin van ons verhouding met die Here baie verlief op hom. En dit is vir ons lekker om met hom tyd te spandeer. Maar dan, soos in meeste ander verhoudings, kom ons op 'n plek waar ons gewoond raak aan ons verhouding met die Here. En soos in enige huwelik is dit nodig om bietjie moeite te doen om daai verliefdheid te hou, want anders verdwyn dit, anders gaan dit weg en is ons maar net gewoond aan mekaar. Maar ons sien dat Dawid is 'n ou wat strewe en hy doen ekstra moeite en hy beklei amper om in die Here se goeie sig te wees en om die Here se hart na te jaag. En toe ek daaraan dink ek, waar kom verliefdheid vandaan? Hoekom is ons geneig om verlief te raak? En ek dink toe aan, God het natuurlik die mens geskape met 'n begeerte om hom lief te hê. God, wat self liefde is, blaas sy liefdeslewensasem in ons in. Hy vorm ons. So ons is letterlik uit liefde aan mekaar gesit. So daarom is ons liefde en ons is in sy beeld geskape en begeer ons om lief te hê. En daarom sal ons altyd leeg wees tensy ons in hierdie verhouding met God is. Adam en Eva beleef dit natuurlik baie sterk. Adam en Eva beleef hierdie liefdesverhouding. Hulle wandel met God, hulle praat met God, hulle kommunikeer met hom. En daar's 'n goeie band tussen hulle. Totdat die vyand natuurlik op die prentjie verskyn en hy poog om die band te breek wat daar is, die liefdesband tussen God en die mens. En tot vandag toe nog is dit steeds die vyand se situasie. Hy poog nog steeds om ons fokus van die Here af te hou, om ons band wat ons met hom het te breek. Dis nog tot vandag toe nog sy begeerte. Nou, ek kry die volgende quotasie van Mike Bickle. Nou, Mike Bickle is by die International House of Prayer betrokke en hy's 'n worship leier, 'n outeur en 'n pastoor. En hy skryf die volgende, hy skryf:
I believe strongly that the one thing the devil seeks is to sneak in and subtly distract our attention from the purity and simplicity of loving God. So dis tot vandag toe nog die vyand se poging om ons te laat afdwaal van ons verhouding met die Here af. Ons glo natuurlik ook die leuen wat die vyand konstant by ons kom laat drop, dat ons glo die leuen dat God se liefde is nie volhoudend nie. As ons net kyk na elke liefdesverhaal wat ons lees, elke boek wat ons, storie wat ons lees, elke TV-program wat ons kyk oor die liefde, is daar altyd iemand wat eventueel jok, iemand wat die liefde teleurstel, iemand wat iemand verneek. Elke liewe storie is daar 'n breek in die liefde. So deur die eeue word ons groot daarmee. En ons begin dit deurtrek na ons verhouding met die Here toe, dat liefde oor die algemeen is onvolhoubaar. Dis nie volhoudend nie. En ons word groot met die gedagte dat selfs God se liefde is onvolhoudend. En dis 'n absolute leuen wat die vyand wil hê ons moet glo. Terwyl God se liefde eintlik perfek is. God se liefde is 'n liefde wat genees. God se liefde bring hoop. God se liefde gee vir ons uitkoms. Dit gee vir ons antwoorde. God se liefde is 'n onvoorwaardelike liefde wat net nooit maar ooit, selfs tot die einde van tyd, sal God se liefde nooit opraak nie. Ons lees hoe lyk God se liefde in 1 Korintiërs 13 wanneer ons sien die liefde is geduldig. God se liefde is vriendelik. Dis nie jaloers nie. Dis nie 'n liefde wat sy eie beel blaas nie. Dis 'n liefde wat nie vol is van homself nie. Dit tree nie onwaardelik op nie. Dit stel nie in sy eie belange voorop nie. Dis nie kort van draad nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie. God se liefde is een wat juig en seevier wanneer die waarheid gebeur. Die liefde bly nie stil oor foute nie. Dit bly steeds vertrou, dit hoop en dit verduur alles. Dit is hoe God se liefde lyk. Dit verduur alles. Ons sien 'n baie mooi prentjie in die woord van God in die Nuwe Testament van hoe God hierdie liefde uitbeeld en uitdra. Ons sien in die Nuwe Testament van 'n vrou. Hierdie vrou het 'n reputasie. Hierdie vrou is 'n vrou wat 'n baie verwronge beeld van liefde het. Sy gee liefde gemoldelik uit, maar dit is 'n verwronge beeld van liefde. En Jesus het 'n spesifieke afspraak op 'n spesifieke tyd met hierdie vrou. Hierdie vrou gaan op 'n stil tyd, wanneer daar nie baie mense is nie, om te gaan water haal, want haar reputasie gaan dan natuurlik vooruit. So sy wil nie tussen baie mense wees nie. Sy gaan haal en Jesus weet dit en hy het 'n spesifieke afspraak met haar op hierdie tyd. En hy weet, wanneer hy met haar praat, gaan haar lewe verander. En so is dit dan. Haar prentjie van liefde word totaal herskryf. En soveel so raak dit haar aan, dat sy eventueel een van die grootste evangeliste van haar tyd word. Sy gaan terug na die dorp toe en sy vertel vir almal wat sy kry, van hierdie nuwe liefde wat sy ervaar het. En so stroom die mense eventueel na Jesus toe. So ons sien hoe liefde 'n mens se lewe heeltemal op sy kop kan draai. Net God se liefde kan dit doen. God se liefde is 'n liefde wat, al vind jy jouself in die modder saam met die varke, soos die verlore seun, God se liefde is groter, dieper en wyer is dit. God het ons lief in die middel van ons modder situasie. Tussen die varke het God ons lief. So kom ons nou weer terug by Dawid. Dawid in die Psalm 119 skryf hy, met my hele hart soek ek U. Wees my genadig, o Here. In Psalm 63 sê hy, God, U is my God, ek soek na U, ek smag na U, my hele liggaam verlang na U, soos 'n dor land sonder water. Hier sien ons hoe smag Dawid na die Here, hy het 'n najaag, hy het 'n strewe na die Here. En die essensie van God se liefde is om totaal vervul te wees in wie hy is. Nie in wat ons van hom kry, al die gawes en die gunste nie, maar in wie God is as mens. Dawid weet wat dit is om die Here lief te hê met sy hele hart, sy hele siel, sy verstand en al sy krag. En dit is hoe ons moet begeer om die Here lief te hê. Maar Dawid moes bietjie ekstra moeite. Dawid is 'n ou wat bietjie langer tyd met die Here spandeer. Hy het bietjie meer gelees, hy het bietjie meer tyd met die Here spandeer en daarom het dit net sy honger meer vervul. Toe wonder ek oor die gedagte van hoe weet ek wanneer is ek lief vir God? Hoe het Dawid byvoorbeeld geweet wanneer hy lief is vir God? Hoe weet ek en jy wanneer is ek regtig lief vir God? Ek en jy is lief vir God wanneer ek spontaan in goed en in slegte omstandighede die Here loof en aanbid.
wanneer my kommunikasie en my gebed met die Here op 'n goeie plek is. Ek weet wanneer ek die Here liefhet, wanneer ek 'n liefde vir sy woord het. Wanneer ek oop is en teachable is, dat die Here nog die woord kan gebruik om my rigting te gee en om my lewe te verander. Ek weet ek is lief vir die Here wanneer ek gehoorsaam is aan sy woord, wanneer ek begin leef en doen wat sy woord vir ons sê. Ek weet wanneer ek lief is vir God, wanneer ek my naaste lief het, wanneer ek begin uitreik, wanneer ek regtig begin omgee vir die mense naby my. Ek weet wanneer ek God lief het, wanneer ek die wêreldse dinge en begeertes ondergeskik stel aan God. God bly altyd eerste prioriteit. En 'n laaste manier hoe om te weet of ek God lief het of nie, is wanneer ek God lief het, leef ek nie in vrees nie, maar leef ek in vertroue op sy woord en wie hy is. So my challenge vandag vir ons elkeen is, kom ons wees lief vir die Here, soos wat Dawid vir die Here was. Kom ons word 'n mens wat smag en strewe na die hart van God. Kom ons wees versot, verlief op die Here. Soos daai eerste keer wat jy verlief was. Kom ons wees weer verlief. Maar dit gaan dalk beteken dat jy 'n bietjie langer moet bly. Dat jy 'n bietjie verder moet lees. Dat ek 'n bietjie dieper moet delf. En nou in die lockdown tyd het ons die tyd daarvoor. So kom ons doen dit. Kom ons wees nie hierdie haastig nie. Kom ons bly 'n bietjie langer in sy teenwoordigheid. Kom ons spandeer 'n bietjie meer tyd met hom. Want hoe meer ek daai gaan aanvuur, hoe hongerder gaan ek word vir hom en hoe meer gaan ek nog van hom wil hê. Ek sluit af met die woorde van 'n lied en ek heg ook hierdie lied saam met hierdie boodskap aan vandag. Luister dit gerus en as jy klaar geluister het na hierdie woorde, bid 'n bietjie langer. Gebruik nog 'n bietjie tyd en sit net nog 'n bietjie langer in God se teenwoordigheid. Net om weer daai honger vir die Here en daai strewe na die Here wakker te maak. Die lied se woorde is van Gateway Worship en dit sê die volgende: I don't want to hurry, no, I don't want to move. You are my sanctuary, you are my upper room, so I linger here with you. Push through the fear of our silence, till time has been removed. For you are our sanctuary, our upper room, so we'll linger here with you. Lord, you are my dwelling place where I am safe, my refuge from the storm. Open my heart to hear your heart, to love you more and more. I don't want to move, I will linger here with you. So vandag, linger 'n bietjie langer, om die Here se hart regtig te ken en te verstaan. So groet ek julle, tot volgende keer.